Welkom by sessie 7 van module 2. In hierdie sessie wil ons 'n paar van die belangrikste begrippe wat ons in module 2 al aangeraak het, net weer herbesoek en weer daaroor nadink. Nou ek dink dit is geweldig belangrik om dit te doen, omdat dit so maklik kan gebeur dat ons hierdie groot waarhede, wat eintlik essensieel is in die lewe van elke disipel, net van kennis neem. In 'n sessie of 2 behandel en ons gaan verby en na 2, 3 weke, selfs 2, 3 dae, het jy alles vergeet daarvan. Dan is dit maar net interessante goed wat jy van kennis geneem het. En dit is so belangrik om hierdie waarhede werklik te integreer in jou lewe. Om tot insig te kom van wat dit beteken, wat dit vir jou as persoon beteken, hoe dit jou lewe kan regtig, totaal en geheel en al verander. En 'n nuwe manier van lewe tot gevolg hê, sodat jy werklik al hoe meer kan ervaar dat jou lewe sinvol en betekenisvol is as verteenwoordiger van God. So daarom kyk ons weer net kortliks na van hierdie begrippe. Die een wat vir ons baie belangrik is in hierdie module, is dat ons identiteit is die van verteenwoordigers van God, maar ook dat ons as sy verteenwoordigers nou in Christus geheilig is, afgesonder is met die doel om hom te verteenwoordig in die wêreld. So daardie begrip van heiligheid is verskriklik belangrik om te eien en te verstaan. Nou weet ek uit ervaring, daar is so baie mense wat net as hulle hierdie begrip hoor, al klaar begin dink, wie dink jy om te sê jy's heilig? Dis nou arrogant. Ek meen, mense hoor dit so baie keer net as mense gesels en praat oor iets, dan sal iemand miskien die opmerking maak, ek is nou nie so heilig, of ek is nou nie van die heiliges nie, ek is nou nie super heilig nie, iets in die lyn. So asof dit iets is wat net baie arrogante mense op aanspraak sal maak, dat hulle heilig is. Dat hulle eintlik daardeur sê, hulle is beter as ander. Nou dis natuurlik alles behalwe wat ons hier bedoel met heiligheid. Vir myself het dit nogal baie gehelp om na 1 Korintiërs 1 vers 30 te gaan kyk, daaroor na te dink, dit te bedink, daarna te luister en te probeer verstaan wat daar van ons gesê word. Dis die vers waarmee ons ook in die vorige sessie afgesluit het, waar Paulus onder andere sê, deur hom is julle in Christus Jesus, wat vir ons die wysheid geword het wat van God kom, regverdiging sowel as heiliging en bevryding. Ek glo vir meeste van ons, seker almal wat kinders van die Here is, het 'n baie beter verstaan en insig in die begrip regverdiging. Ons weet dat ek niks kon bydra of bygedra het tot my regverdiging in God se oë nie. Dit is absoluut 'n geskenk van God. En ek alleen aanspraak maak daarop dat ek regverdig is, omdat ek deur God regverdig verklaar is op grond van die verdienste en dit wat Christus vir my in my plek gedoen het. Daardeur is ek regverdig. Daardeur kan ek nou aanspraak maak daarop dat ek 'n kind van God is. Nie naastenby omdat ek enigstens iets daarvan verdien nie. Dis net uit genade uit. Daarmee kan mense gewoonlik maklik assosieer en saamstem. Dis nie moeilik nie. Dit klink nie arrogant nie. Dit klink eerder nederig en beskeie. Nou, in dieselfde asem sê Paulus dan, net soos wat jy in Christus geregverdig is jy ook in Christus geheilig. Dit beteken ook dat ons, as ons nou na God toe kom en voor hom verskyn, hy ons sien as heilig en onberispelik. Dit wat Paulus in Efesiërs 1 vers 4 sê, hy het ons uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. Maar dit is nie 'n heiligheid en 'n onberispelikheid wat ons ooit op ons eie sou kon bereik nie. Daar's geen manier nie. Maar dit is ook iets wat ons as 'n geskenk uit genade ontvang. Net soos ons regverdiging, ontvang ons hierdie heiliging as 'n geskenk van God. Dat ons nou mense is wat volkome vergewe is, vrygespreek is, regverdig verklaar is en daarom heilig is voor God. Om dit te verstaan help my ook om iets van my status te verstaan voor God, dat ek nie hoef bang te wees vir hom nie.
Dat ek nie hoef 'n lewe te lewe van skaam en ek is nie goed genoeg nie en ek is dit nie werd nie. Want in myself natuurlik is ek nie goed genoeg of dit die moeite werd nie. Maar dit wat ek as geskenk van Christus ontvang het daarmee afgereken. Nou is dit verby, dis iets van die verlede. Alles het nuut geword. Ek kan met vrymoedigheid voor God verskyn. Ek is geheilig en afgesonder om weer te kan leef as sy verteenwoordiger. Nou dit beteken natuurlik nie dat ek nou glad nie meer gaan 'n probleem hê met versoekings of die misleiding of verleiding van die vlees nie. Nee, ons leef nog in 'n wêreld wat baie verleiding het en waar daar baie leuns is en baie onreg is en waar dinge glad nie so maklik gaan nie. En ons leef nog altyd in liggame wat baie beperkings het. Liggame wat in sigself nou maar redelik swak is. En as gevolg van gewoontes wat ons aangeleer het, baie maklik weer verlei kan word. En as gevolg van idees en gedagtespatrone wat ons oor jare aangeleer het, baie maklik terugval op ou patrone van selfverdediging, selfregverdiging, myself verontskuldig, ander blameer, ander kritiseer, waar ons weer terugval in 'n lewe wat maar baie gaan weer oor my naam, in wat mense van my dink, en hoe ek oorkom, en wat ek bereik in die lewe, en hoe ek my wil laat geld. Dit kan so maklik weer gebeur. Maar ek dink dit is juist daarom dat Paulus so klem daarop lê in Romeine 6 en ook in ander gedeeltes, dat ons moet verstaan, dat ons is, afgesien van die feit dat ons nog in hierdie wêreld leef, nie meer slawe van sonde of ongehoorsaamheid, soos hy dit daar noem nie. Ons is nou slawe van Christus, slawe van God. En dis by ons hierdie keuse. Hoe gaan ek leef? Gaan ek leef as 'n slaaf van die sonde, wat elke keer maar weer toegee? Daar's geen verskoning daarvoor nie, sê Paulus, want ons het die Gees ontvang, wat ons toerus. Petrus praat van ons het 'n nuwe natuur, die goddelike natuur ontvang. Paulus wat in Kolossense 2 sê, dat die volheid van God het liggaamlik in ons kom woning maak. Nou, ons het verlede keer bietjie daaroor gepraat. Dink langer daaroor na. Wat beteken dit, hierdie volheid van God? Dit beteken dat God met al sy liefde, al sy geduld, al sy vriendelikheid, al sy empatie, al sy omgee, woon in jou. En jy kan na hom luister, jy kan by hom leer, jy kan op hom staat maak. Jy kan sê, ek is tot alles in staat, deur Christus wat my krag gee, nie op my eie nie. En ek kan leer om volledig op hom te leun. Ek kan leer om, soos Jesus baie dikwels gesê het, sonder die Vader kan ek niks doen nie. Dat ek sonder hom niks kan doen nie. Maar omdat hy in my woon, is ek tot geweldig baie in staat. So hierdie waarhede moet bedink word en jy moet jouself sien as 'n heilige, as iemand wat gevul is met die liefde van God. Dink net hieraan. Kyk, God het die mens geskep om saam met hom te heers oor die skepping. Nou stel jouself 'n wêreld voor waarin alle mense, almal heeltemal uitverkoop is aan Christus. Dat hulle hierdie waarhede verstaan en daarom elke kind van God in volkome gehoorsaamheid aan God leef. Waar almal draers word van sy liefde, sy goedheid, sy genade, sy guns, sy vriendelikheid in hierdie wêreld. Waar almal leer om niks anders te doen as wat die Vader vir hulle wys om te doen nie. Hoe hulle optree teenoor mense, hoe hulle reageer op mense, die insigte wat hulle maak op vergaderings, waar hulle ook al bevind, die bydraes wat hulle maak, word alles bepaal en gedefinieer deur hierdie waarheid. Hoe sal so 'n wêreld lyk? Jy sien, dit gaan 'n baie beter wêreld wees as wat ons op die oomblik het. Veral as elke kind van God dit verstaan en regtig toepas. Dan gaan baie meer van die hemel af aarde toe kom. Want baie meer van God se gesindheid en liefde gaan in hierdie wêreld uitgeleef en gedeel word. En dit is hoe God regeer. God regeer nie deur munisipaliteite of regerings of presidente nie. God regeer deur sy kinders wat
hom verteenwoordig. Dink bietjie daaroor. Ons het baie mense wat aanspraak maak daarop dat hulle gekies is om te regeer en ons sê baie keer hoe maak hulle droog en wat vang hulle alles aan. Maar as ons toelaat dat God in ons heers en deur ons heers en regeer, kan dit 'n baie groter impak hê as wat enige politieke leier kan hê. Jesus se eie lewe is 'n voorbeeld daarvan. Hy was nie 'n politikus nie. Hy het geen begeerte gehad om met hulle te kompeteer nie. Hy het net gedoen wat hy die Vader sien doen, net gesê wat hy die Vader hoor sê en die wêreld verander. So dink daaraan as jy in die oggend opstaan, dat ek gaan hierdie dag in as God se verteenwoordiger. Hoe gaan my lewe lyk as ek hom vandag, en dink aan al die plekke waar jy vandag gaan uitkom, as ek hom daar verteenwoordig? As ek iets van sy liefde en sy omgee, sy geduld en vriendelikheid daar met mense deel, hoe gaan dit lyk? Watter insette gaan ek vandag maak in vergaderings of in gesprekke? En hoe gaan dit lyk as ek dit doen as God se verteenwoordiger? En daarop staat maak dat die liefde van God is in my. Ek kan vanuit daai liefde optree. Ek kan kies om sy liefde toe te laat om in my lewe te heers en te regeer en dit deel met mense. En die dag so voor God te bring en te sê, Here, hier is ek. Ek stap hierdie dag in as die verteenwoordiger. Ek is 'n heilige. Ek is vir u afgesonder. Ek wil iets van u self in hierdie wêreld indra, gaan deel met mense. Wees my genadig, laat ek dit kan doen in afhanklikheid van u. Ek weet die Gees woon in my. Laat die Gees in my heers en regeer in elke situasie. Nou sien, as dit amper jou daaglikse ritueel word, dat jy dit daagliks doen en toepas en inoefen, dan gaan dit 'n groot verskil in jou lewe begin maak. Maar nie as jy dit net gelees het as mooi begrippe en waarhede in die boekie nie. En dan daarmee saam die oefening wat ons, dink so 1 of 2 sessies terug vir jou voorgestel het, om aan die einde van die dag weer te herbedink, jou daaroor te bepeins en stil te raak en te dink wat het gebeur, hoe dit gebeur. En dit gaan dikwels gebeur natuurlik dat jy weer terugval op ou patrone, waar Paulus praat van die vlees en die gees en jy weer dikwels vanuit die vlees optree, waar dit maar weer oor jouself gegaan het. En dit net weer te bely. En dan weer 'n oorgawe te maak en jouself te sien, daai oefening te doen waar jy jouself sien in daai selfde situasie, maar die keer waar die Gees jou gedrag bepaal. Die keer waar jy vanuit liefde optree. Die keer wat jy nie so haastig is om te reageer vanuit die ego nie. En sien jouself dan hoe jy anders kan reageer en in die toekoms wil reageer. En oefen dit om so te kan leef. Want dit is nie iets wat van self gebeur nie. Dit gaan oor ons keuses van dag tot dag. Wil ek werklik leef as God se verteenwoordiger? Wil ek werklik in hierdie wêreld saam met hom heers? Ek kan dit doen. Maar nie as ek dink, ek is maar net hier omdat Jesus vir my gesterf het, sodat ek kan hemel toe gaan, en intussen is dit maar my eie stryd en veg ek my eie battles nie. Dan gaan dit nie deel van my lewe word nie. So bedink hierdie dinge, as jy dit toepas, kan jy ervaar dat jou lewe werklik baie meer sinvol en betekenisvol word, waar jy jou ook al bevind. Daarmee saam kom daar 'n baie dieper vreugde in 'n mens se lewe, dat jy die voorreg het om so te kan leef. Baie dankie dat jy weer saam geluister het.